Goeiemôre, baie welkom by ons erediens vanoggend. Dit is 'n wonderlike voorreg om al by die tweede Sondag in hierdie nuwe jaar te kan wees. En ons is opgewonde om 'n paar dinge saam as gemeente aan te pak al reeds. Die eerste is dat ons saam die Bybel lees. En as jy wil deelneem daaraan, stuur vir ons 'n boodskap en dan laat weet ons vir jou hoe kan jy saam met ons hierdie jaar die Bybel deurlees. En dan het ons nou 'n paar ander geleenthede wat voorlê vir ons. Die 24ste Januarie, oor 2 weke, gaan ons nagmaal hou. En ons het uit die aard van die saak nog nie duidelikheid van hoe die eredienste voortgaan nie, maar of dit nou digitaal is of hier saam in die gebou, ons gaan die 24ste nagmaal hou. En dan het ons 'n rugsak seën, en dit is vir al die kinders wat volgende jaar, nie hierdie jaar, ons kan nie nog 'n jaar hulle by die huis hou nie, wat een van die dae terug gaan skool toe, en ons wil graag vir hulle seën aan hulle tassies sit. En ons gaan ook met daardie geleentheid die huisgeloofpakkies vir kwartaal 1 uitdeel. So weer eens, ons gaan of vir julle laat weet om dit by die kerk te kom haal, as ons nie by mekaar kan kom nie, of ons sal dit hier by die erediens uitdeel. En dan het ons die 31ste Januarie ons kategese wat begin. En dit gaan weer eens of aanlyn of hier in die gebou wees, so knoop so lank daardie datum vas. En dan glo ons dat alles so gaan uitwerk dat ons die 19de tot die 22ste Maart ons gemeentekamp kan hou. En daar's reeds heelwat gemeentelede wat hulle plek bespreek het. Daar is nog steeds plek, daar is beskikbaar, en julle kan ons net laat weet dat julle bespreek het. Die kontakbesonderhede is, hierdie week sal dit in die Suiderkruis wees, dis op ons Facebookblad, dis op ons webtuiste, dan kan julle maar net daar loer hoe om die bespreking te doen. Kom ons vat hierdie oomblik om net hierdie jaar program wat ons nou net met mekaar gedeel het, en na elke ding wat ek afgekondig het, het ek gesê, ons sal maar kyk hoe dit gaan uitwerk. Ek is seker daarvan, daar's 'n klomp goed in jou lewe wat jy ook maar net na elke ding sê, ons gaan maar kyk hoe dit uitwerk. En daarom is dit so nodig dat ons regtig, voordat ons beplan, voordat ons enige iets doen, sal stil word by die Here en vir sy lig vra. So kom ons raak saam stil. Here, dankie dat ons mens wees na U toe kan kom. Dat ons net soos ons is, met al ons vreugdes en ons verliese, ons hope en ons drome, ons teleurstellings, met alles wat ons het en wat ons hoop ons sal kry, dat ons na U toe kan kom. Ek bid, Here, dat wanneer ons ook hier by mekaar kom, dat U lig vir ons die pad sal duidelik maak. Amen. Karel het vanuit PE vir ons 'n lied gestuur wat ons nou saam kan sing. Ek nooi julle uit om ook saam. Goeiedag, liewe gemeente, en van my kant af baie voorspoedige nuwe jaar. Ek hoop dat 2021 vir julle almal 'n geseënde jaar sal wees, en ek hoop dat julle elke dag meer en meer van God se liefde en nabyheid sal ervaar. Kom ons sing hierdie lied saam, ons loof en prys die Jesus van lig. Voor
Ons skrifgedeelte vandag kom uit Jesaja 60 vers 1 tot 6 uit die Nuwe Lewende Vertaling. En ons sê vir Mieke Kok baie dankie vir haar voorlesing vanoggend. Staan op Jerusalem, laat jou lig skyn, sodat alle volke dit kan sien. Want die Here se heerlikheid skyn op jou. Duisternis kom oor die aarde, donker oor al die nasies. Maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn is sy teenwoordigheid. Nasies sal stroom na jou lig en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Kyk rondom jou. Hulle kom almal bymekaar. Jou seuns kom uit ver lande. Jou dogtertjies word op die heup gedra. Jy sal dit sien. Jou oë sal blink en jou hart sal bons van vreugde. Want handelaars van oor die hele wêreld bring hulle skatte na jou, die rykdom van baie lande. Troppe kamele kom na jou toe, jong kamele van Midian en Eva. Almal wat uit Skiba kom, bring goud en wierook, om daarmee die lof van die Here te besing. Baie dankie, Mieke. So, hierdie teksgedeelte is vol van die mooiste metafore. En die metafoor wat hier verskyn is die van 'n nuwe môre. En ek weet nie wie van julle kan onthou hoe julle wakker gemaak is veral in die hoërskool nie. Maar in ons huishouding was dit altyd 'n bakkie pap gewees, daar was oats gewees en so ek moes omgekoop geword het om wakker te word. Nou die Engelse mense sê rise and shine en ek het eers gerise en baie later eers begin shine. En ek sê het en is eintlik maar nog steeds so waar ek staan op voor ek wakker word. En so ek wil graag hoor, julle moet saam met my hierdie oproep hoor. Word wakker, staan op, gryp die dag, skyn. So hierdie woorde kom nie net na ons toe uit die Bybel wat so ou geskrif is, direk in ons leefwêreld in nie. Hierdie profeet Jesaja het hierdie teksgedeelte vir 'n spesifieke groep mense gesê. En hierdie eerste hoorders se omstandighede was een van die kommentare wat ek gelees het dit so mooi gestel. Hulle was verrinneweer deur oorlog en imperialisme. So wat ek graag wil hê julle moet weet is dat hierdie was 'n groep mense, hulle identiteit was so sterk in hulle godsdiens en in die land waar hulle gebly het, hierdie beloofde land wat die Here vir hulle gegee het. En toe hulle dit verloor het deur mense wat kultureel hulle verpletter en hulle uit die land uitstuur, toe het 'n klomp teruggekom na hierdie land toe en toe hulle sien hoe dit lyk, toe was dit so die woord wat hier gebruik word, donker. Ek wonder wie van julle uit klein dorpies uitkom en dan terugkeer en dan sien jy hoe lyk jou skool en daar waar jou skool was, is daar dalk nou net die fondasie, daar sê, fundament oor. Daar's niks, dis 'n ruïne. En hoe voel jy as jy dit sien? As jy dalk terugry na 'n huis waar jy groot geword het en jy sien, die mense het dit glad nie opgepas nie. Hoe voel jy? Daar's so iets in jou wat 'n bietjie verlies ervaar. Nou hierdie was nie 'n bietjie verlies nie. Hierdie was groot verlies. 'n Gevoel van verniel. Ek is met gemors. Ek is heeltemal verrinneweer. So dis vir hierdie woord, vir hierdie groep mense wat so om hulle kyk en nie hoop kan sien nie en hulle sien net chaos en hulle sien verwoesting oral om hulle,
vir hierdie groep mense sê Jesaja, rise and shine. 'n Mens wil so half sê, weet jy, die toon is nie gepas nie. Ons het nie wat dit vat om nou op te staan nie. Ek wonder of jy hiermee kan identifiseer. Daai gevoel van, ek gaan nie vandag opstaan nie, ek het nie energie nie, ek gaan net eerder die kombers oor my kop trek. En dis vir mense wat so voel, wat sê, ek het nie lewensenergie om op te staan en dinge te doen nie, wat die Here sê, nee, moenie daai kombers oor jou kop trek nie, staan op, word wakker. En dan sê hierdie profeet, hoekom moet hulle wakker word? Hulle moet wakker word, want, en hierdie het ek weer eens by 'n baie mooi kommentator gelees, wat sê, die hoorders moet dit hoor, en ons wat predikers, ons moet hierdie teksgedeelte preach it, talk about our hope in God's ability to remake our fractured world and to reconcile on earth what has already been reconciled in heaven. So in hierdie hele tyd, in die kerklike jaar, herinner ons mekaar aan hoe ons sien wat in die wêreld aangaan. En wat die profeet sê is, word wakker en sien wat die Here in hierdie fractured, hierdie verrenoveerde wêreld doen. Ons wat nou deur die Bybel lees, ons het Genesis gelees en oor kan jy sien, hoorie, daai verwoesting is nie net in die heidense volke nie. As jy van Jakob en Josef en van Ragab en van Rachel en van al hierdie karakters lees, dan jok hulle vir mekaar. Daai verwoesting is selfs hier in God se mense aan die gang. En te midde van daardie verwoesting, te midde van leuns en van vertrouensbreuke wat plaasvind, te midde van moord, is die Here nog steeds besig om hierdie keuse vir mense te gee, kies lewe. En daar's die heeltyd mense wat die lewe kies. Daar's die heeltyd mense wat iets saam met God werk om 'n nuwe realiteit te skep. En Jesaja sê, maak jou oë oop. So duidelik soos hierdie donkerte hier oor jou is, so duidelik sal dit vir jou word as jy kyk na die heerlikheid van God wat oor jou skyn. En vir my is dit die wakker word, die eerste impuls wat ons moet doen, is om uit te reik na hierdie lig wat ons in geloof in ons lewe ervaar. Wat ons kan geniet. Hoe lyk hierdie geloof? Hoe lyk hierdie lig wat op ons skyn? Die vertaling hier sê, dit is die heerlikheid van God wat oor ons skyn. So ja, ons omstandighede is nie lekker nie, maar God is goed. God is vol genade. Vanmôre het ons 'n 8-jarige verjaarsdag gevier. Anouk word 8 en ek het wakker geword en ek het natuurlik die preek in my agterkop gehad en ek het geraais en ek het geshine, want hierdie klein dogtertjie in my lewe is een van die uitdrukkings van genade wat God in my lewe wys. God se genade is oral. Sy heerlikheid, sy goedheid is oral om ons. En so, hierdie is die eerste aksie wat die Here ons na toe uitnooi. Sien sy lig wat skyn. Sien sy heerlikheid en sien sy teenwoordigheid in jou lewe en geniet dit vir 'n oomblik. Dalk moet jy, wanneer jy daai impuls het om net weer daai kombers oor jou kop te trek, net vir 'n oomblik weer jou aandag fokus op dit wat die Here vir jou gedoen het en wat hy elke dag nog doen.
En dan is dit die tweede een wat ek reeds gesê het vir my die moeiliker deel is. Ek kan nogal opstaan en aan die gang kom, maar die skyn gedeelte, daai energie uitstraal, kom partykeer vir my moeilik. En die Here vra hier dat ons sy lig sal geniet in die eerste plek, maar dat ons sy lig sal skyn. Nou, dis vir my baie goeie nuus, want as ek my lig moes skyn, kan jy nou al klaar hoor, dan sou die wêreld lank gewag het vir daardie lig. As ek eers lig in myself moes genereer vir my om te kon skyn, dan sou ek waarskynlik 'n baie dowwe liggie gewees het. Maar die goeie nuus is, ons hoef nie lig te genereer nie. Ons ontvang die lig en soos wat die maan nie self lig uitstuur nie, maar hy reflekteer net die son se lig. So reflekteer ek en jy die lig van God na die wêreld toe. En so al is ek al na die 2de week in Januarie moeg, kan ek skyn, want God bly goed. Hy bly heerlik. En ek het baie getuienis om te kan gee oor die heerlikheid van God. En ek kan sy lig reflekteer in ander mense se lewe, want daai God wat die heeltyd sê, kom ons maak dinge nuut, kom ons werk vir alles wat mooi is en goed is en rein is. Daardie Here roep ons nog steeds vandag in hierdie oomblik, in hierdie situasie wat ons is. En so die lieflike ding wat ons lees, is dat as daar 'n groep mense is wat opstaan en sê, dit gaan swaar, ek sien net verwoesting om my, maar ek gaan opstaan, ek gaan bewus word van die lig van God in my lewe, ek gaan die lig van God in my lewe indrink, dan kan ons nie anders as om vlam te vat nie, en dan kan die wêreld wat donker is, nie anders as om na die lig toe te kom nie. In die aande, as ek nie kan slaap nie, en ek is nou besig om van daai gewoonte te probeer gaan, maar dan baie keer dan lees ek nou ietsie, ons het nou gepraat oor lekker Amerikaanse en internasionale politiek om op te vang in die aand, dan skyn daai selfoonliggie en dan kom al die goggas in die kamer, kom na daai liggie toe. En dan sê ek soos, ag genade, ek wil nou in vrede nou hier lê en lees. Net soos daai goggaatjies daai lig uitsoek om na toe te kom. So sê die Here, mense van reg oor die wêreld sal kom om jou lig te kom sien as jy skyn. In jou eie lewe, het jy daardie mense? Het jy daardie mense wat jy in jou lewe geïdentifiseer het, wat vir jou 'n voorbeeld is van hoe om lief te bly vir mekaar na 30 jaar se huwelik? Is daar mense in jou lewe wat, maak nie saak wat se druk hulle ervaar nie, hulle bly kies om die regte ding te doen? Ons het almal sulke voorbeelde van mense ons kan nie wegbly van hulle nie, want hulle lewe gee lig af. Dis mense wat opstaan en skyn. En so, hierdie teks is nie geskryf vir my en jou wat in Randburg, Suid-Afrika in 2021 bly nie. Dit is nie vir ons geskryf nie, maar dit is ook vir ons geskryf. Daardie profeet het nie geweet van my en jou nie, maar dit is waarder nou as ooit tevore. As ons na ons omgewing kyk, dan kan ons ook baie redes sien om die kombers oor ons kop te wil trek. Om nie te wil opstaan nie, om nie wakker te word vir hierdie dag nie. Maar die Here roep ons op en hy sê, rise and shine. Yolandi en Pierre en Rolf en Theo, rise and shine. En so prakties beteken dit vir my en vir jou, wat hier, dit is eintlik bizar, dat ons aanlyn 'n paar mense hier het wat inkyk en ons lees hierdie teksgedeelte saam. Die rede hoekom ons dit doen is ons sê, ons groepie is soos 'n gym.
Dis moeilik om wakker te word, dis moeilik om te skyn, ons moet maar bietjie oefen. En ons moet mekaar bietjie aanhelp. En ons moet mekaar bietjie tegnieke leer van hoe kan ek God se lig geniet. En so ons hier is 'n rehabilitasiesentrum as jy wil, of 'n gym as jy wil. Maar ons kies om gemeente te wees, sodat ons 'n klomp wakker mense kan wees. Sodat ons 'n klomp mense kan wees wat skyn. Sodat mense wat in Jaanstraat opry en Malcolmstraat afry of bly, dat hulle sal weet, hier is 'n kerk wat doen wat reg is. Hier is 'n kerk wat omgee. Hier is 'n kerk wat jou innooi en jou aanvaar soos jy is. Hierdie is 'n kerk wat wakker is vir God se storie in die wêreld, vir God se werk in die wêreld. En hierdie is 'n gemeente wat skyn. In die week het ons 'n gebed uitgestuur, deel van hierdie keuse wat ons maak om 'n gemeente te wees, is dat ons sê dat ons en ons huisgesinne gaan hierdie kampusse wees van lig wat skyn. En so in hierdie week het ons 'n gebed gemaak en as jy dit nog nie gedoen het nie, dan doen dit in hierdie week waar jy fisies op jou deur skryf, hierdie huis word geseën en almal wat in en uit hierdie deure loop, sal die lig van die liefde van God ervaar. Die rede hoekom ons dit doen is hierdie woordjies in die kruit beteken niks veel nie, daar's niks boheems aan nie, maar ons het dit nodig. Ons het dit nodig die dae wat dit veral vir ons moeilik is om God se goedheid te besing, sy lof te besing. Dan is dit goed om bietjie herinneringstekens aan ons deurkusyne op te hê, om vir ons 'n nuwe perspektief te bly gee. Ek wil graag afsluit met hierdie gebed. 'n Gebed waar ons vra dat die Here ons kerkgebou, ons huise, die deure van ons kerk en van ons huise, van ons besighede sal gebruik om sy lig vir die wêreld te wees. Kom ons bid saam. Here, maak my 'n instrument van u vrede. Waar daar haat is, laat my liefde bring. Waar daar oortredings is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. O Heilige Meester, gee dat ek, in plaas daarvan om vertroosting te soek, ander sal vertroos. Om begrip te soek, andere sal verstaan. In plaas van liefde te soek, ander sal bemin. Want dit is deur te gee dat ek ontvang. Deur te vergewe dat ek vergewe word. En dit is deur te strewe vir ander dat ek die werklike lewe lewe. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir die offergawes. Dis net een manier wat ons ook alles wat ons het aan die Here oorgee. Kom ons sluit ook hierdie erediens af met hierdie laaste lied. Vandaan
ontvang die seën van die Here. Vir julle wat moedeloos is, mag julle die lig van die heerlikheid van God, die lig van sy teenwoordigheid in hierdie oomblik en altyd beleef en geniet. Mag sy lig jou lewe transformeer en mag jy opstaan en skyn. Amen.